And all the time. God is good. All the time. Ek weet nie van julle af nie, maar ek is in afwagting vanmôre vir die Here. Ek is hier om te ontvang vanmôre. En wat ek ontvang, gaan ek vir julle gee. So ek is hier in afwagting. Ek is nie hier vir 'n informele woord, vir informational word nie, maar ek is hier vir 'n woord wat ons lewe en my lewe kan transformeer. Want dit is net die transformasie van die woord van die Here wat die juke kan breek oor elkeen van ons se lewens. Amen. En ek weet nie van julle nie, maar ek soek daai krag van die Here. Maar ek soek nie net die krag nie, ek soek sy teenwoordigheid elke dag in my lewe. Want 'n dag met die Here is soeter as die dag. Elke dag met die Here is elke dag soeter as die dag van gister. Amen. Ek weet nie van u af nie, maar ek is opgewonde vir die Here, soos Lynn, sy is excited vir die Here. Al sal die vyeboom nie bot in ons eie lewens nie, nogtans sal ons jubel in die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek kom vanmôre na u toe en ek gee u woord oor in u hande, Here. Ek gee my lewe oor in u hande, Here. Here, sonder u kan ek niks doen, Here, maar met u is ek meer as 'n oorwinnaar. Here, eerstens wil ek vir u baie dankie sê dat u my vertrou met u woord, Here. Tweedens wil ek vir u baie dankie sê dat die Heilige Gees deur my lewe kan praat vanmôre met dierbare God, Here. Ek gee alles van my oor in die Heilige Gees van die kerk behoort in u met dierbare God, Here. Dan wil ek vir u baie dankie sê vir elkeen wat hier is, Here, elkeen wat u uitverkies het om vanmôre hier te wees, Here. U het 'n afspraak met elkeen, Here. Skep vir ons rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van ons 'n vaste gees. Verwerp ons nie van die aangesig nie. Ons kom teen elke mag van die duisternis, elke plan van die bose en ons stel dit kragteloos vanmôre in die naam van Jesus. No weapon formed against anyone in this building, including me, shall prosper, God. No weapon formed against us shall prosper. The Bible says when the enemy comes in like a flood, you raise up your standard personally, God. And thank you that you raise up your standard now personally, God. In the mighty name of Jesus. Thank you that the weapons of our warfare are mighty in battle, God. To cast down every stronghold. And I cast down every spiritual stronghold now in the name of Jesus, God. Not only over us in this building, but over our communities, Lord. Elkeen wat my stem kan hoor in die buitekant ook, Here. Here, ons breek elke stronghold op hulle lewens in die naam van Jesus. Here, ons spreek die lig wie u is, Here, oor hulle lewe vandag, Here. Laat die naam dan nou geheilig word en die koninkryk kom in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan vanoggend 'n bietjie old school. Ek hou van old school deesdae. Ek wil vanoggend lees uit my Bybel uit. Uit my Bybel uit. En ek wil vir julle aanmoedig, alhoewel jy elektroniese koppies van die Bybel het, is altyd lekker om die Bybel te hê, man. Jy kan lekker skryf en kyk hoe lyk die Bybel. Jy kan lekker omring. Ek weet jy kan highlight met die Bybel op jou foon, maar die is net iets anders. Wanneer as ek julle geryk hoe ryk die Bybel? As die Bybel ryk lekker hoor. Ernstig, neem my nou terug in hy dae van my ma en my pa. Ons het net die Bybel geryk. You understand, is net 'n ander reuk wat die Bybel gee. Is 'n soet reuk. Ek wil vanoggend 'n bietjie met die gesels en ek gaan meneer 'n hele hoofstuk lees uit die hoofstuk van Efesiërs 2 uit. Ek is baie opgewonde wat die Here met u, met my en met u gaan deel vanmôre uit Efesiërs 2 uit. Want terwyl apostel Paulus Efesiërs 2 skryf, het hy Genesis in sy mind gehad. Hy het Genesis 3 actually in sy mind gehad, maar ek gaan nie nou daaroor uitbrei nie. Ek wil net gou eers te lees wat sê Efesiërs 2. So Efesiërs 2 wat agterop gaan kom, die NIV word baie keer geupdate. Nou die Bybel is mos nou nie gekoppel in die update nie. So miskien in die agterkant, as jy nie dieselfde woord gaan sien nie of een woord verskil, daar's nie 'n fout met wat agterop kom nie, is net hoe dit in die Bybel, die NIV geskryf is. Alright, die Bybel sê wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van God vir ons wil sê. Die titel van Ephesians 2 is Made Alive in Christ. As for you, you were dead in your transgressions and sin, in which you used to live, when you follow the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Met ander woorde, die Gees is nog steeds at work. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But, ek hou van die woord but, hy cancel die voriges uit.
Jy het 'n mooi skoen, 'n mooi top aan, maar jou skoen pas nie, wat gaan jy onthou? Jy gaan die laaste gedeelte. Nou, onthou die laaste gedeelte, maar het is belangrik om die eerste gedeelte ook te hoor. Hy sê, but, because of his great love for us. Wow. God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace that you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show us incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Jesus Christ. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. Belangrik. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sê die volgende ene, one in Christ, vanaf vers 11 af. Therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth. Dit is nou ons wat nie Jode is nie. Hy praat met ons ook. You that who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves circumcised, circumcision that is done in the body by the hands of man. Remember, bring the members together. Remember that at the time you were separated from Christ, excluded from citizenship, Israel and foreigners. En dat is nou daai wat God hulle gesê het, Deuteronomium 28, die volgende seëninge gaan op julle kom as julle die en daai doen. Ons was exclude van dit. So al die seëninge in die Ou Testament was actually net vir die Jode en sommige foreigners en slawe wat by hulle gewoon het. Ons was totally uit. Ons was nie deel van dit nie. Alright, excluded from the citizenship and foreigners to the covenant of the promise. Die Abrahamse covenant, Moses' covenant. Ons was exclude van dit. The covenants of the promise without hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, but now in Christ Jesus, you once were far away from, had been brought near through the blood of Christ. As julle nie gister hier was nie, gister se boodskap wat Brother Freddy gebring het, was amazing. Daar moet iets gesterf het, daar moet bloed gevloei het in orde om vir ons lewe te kan gee. En ek sal julle aanbeveel, as jy nie hier was nie, om op Hope Family Park Diens YouTube channel te gaan, dan kan jy daai boodskap van gister luister. Dit is 15 minute wat Brother Freddy vir ons gebring het. For he himself is our peace, who has made the two one. Nie nou met Israel nie, ons baie keer gaan ons moet Israel support, van Israel is 'n uitverkore volk. We are part of it if we accept Jesus as your Lord and Savior. For himself is our peace, who has made the two one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law, which its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one. Everyone say one. New human out of the two, thus making peace. Peace kom baie op. Shalom, wholeness. Dis wat peace beteken. Shalom, wholeness. And in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came to preach peace again. Shalom to you who were far away, and shalom, peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and aliens. Ja, ons was aliens. But fellow citizens with God's people and alien was iemand wat nie in 'n planeet of iemand behoort nie. Nou as jy nie in 'n plek behoort nie, noem hulle jou aliens. Even foreigners, hulle noem vir jou aliens. Net om daai reg te kry. Nie, hy aliens nie. Alright. Op hy TV se kyk. But fellow citizens with God's people, ons is fellow citizens with God's people, and members of God's household. This is amazing. Build on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Somebody say chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you two are being built together
to become a dwelling. Wow. To become a dwelling. This is amazing. In which God lives by His Spirit. Here, mag die Here sy woord seën. Die amazingste van die woord wat uit is, God kan net deur sy woord opereer, so sy woord is nou klaar buite. So die Heilige Gees kan nou begin opereer. Maar voor ons daar uitkom, net interessant om vir u te sê, hoe echt die woord is wat ek nou vir u gelees het. Die Bybel het 66 boeke, written by, the Bible contains 66 books, written by, deur 40 authors is hy geskryf, oor approximately 1500 jaar. Maar hulle het een unified story. Almal van hulle, 1500 jaar het dit gevat, maar almal van hulle het een unified story, en dit is God's plan to redeem us. God's plan to redeem us through Jesus Christ. Die is vir my fascinating. Meer as 63,000 cross-references word gemaak vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En hulle is uit mekaar uit. Meer as 63,000 keer word daar cross-reference. Ek verwys na die, Jesus het gepraat die Deuteronomium uit, so daar is verwysings gemaak na die Ou Testament toe. Hoor die volgende, around 300 to 400 direct prophecies have come into fulfillment. Direct, nie, miskien nie, 'n direkte prophecy. Met ander woorde, as 'n profeet iets sê, dan gebeur dit. 300 tot 400, tussen dit. Daar was navorsing gedoen oor dit, waar daar gepraat het oor die Messia wat gaan kom, 3 tot 400 direct prophecies. The New Testament contains approximately 283 direct quotations from the Old Testament. En die mense het die mekaar geken nie, maar nou gaan julle, die volgende ding het my mind regtig gevat. Hoor die volgende. Psalm 22 vers 16 sê die volgende. En ek noem dit vir u, laat u kan sien die echtheid van die woord van die Here. Dis nie net 'n storie wat ek vir u hier lees nie. 'n Profeet, en onthou, Jesus het hulle ook 'n profeet genoem. En Jesus het ook geprofeteer, hy het gesê, ek gaan weg, en ek kom terug. Ek gaan, en ek kom terug. En julle moet reg wees as ek terugkom, want ek kom soos 'n dief in die nag, maar ek weet nie wanneer ek gaan kom nie, maar ek kom. Met ander woorde, hy het dit geprofeteer oor ons. Net soos die ou profete geprofeteer het oor Jesus wat gaan kom, en dit het in vervulling gekom. Hoor die volgende. Psalm 22 vers 16. They have pierced my hands and my feet. Onthou, dis in Psalms, dis in die Ou Testament. Psalm 22 vers 18. Ek gaan nou die diepte hoor hê. They divide my garments among them and cast lots for my clothing. Psalm 22 vers 18. Exact fulfilled by, presies wat daar gesê is gefulfill in Johannes 19 vers 23 tot 24, maar dis nie al nie. Dis die pad wat my mind. Toe Dawid dit geskryf het hulle nog nie eens geweet van kruisigings nie. Niemand was gekruisify nie. Hulle het mekaar gestenig. So nie is die Romeine nie, niemand het gekruisify nie. Daar was nog nie eens 'n mindset van iemand wat gekruisify gaan word, of mense wat gekruisig gaan word nie. En Dawid kom, en hy praat in Psalm, en hy profeteer oor dinge wat nog toegepas gaan word, en dit gebeur. Is dit nie amazing nie? Die woord van die Here is die waarheid. Familie, wat ek gelees het hier, is absoluut die waarheid. Ek hou van die boek van Genesis, want Genesis unfold 3 temas. Ek is op pad na Efesiërs toe. Ek wil vir jy agtergrond gee. Want wat gebeur in die boek van Genesis? Hy unfold 3 belangrike temas. Dis hoekom dit belangrik is, familie, om die boek van Genesis te kan lees. Die eerste ene, stel hy ons voor in die maker, the creator. How God created everything and still bends down to connect with us. God, that created everything. Alles kom van hom af. Alles is deur hom gemaak, but still he wants to commune with us. Nog steeds bend hy af, en hy vra vir die mens, waar is jy?
Hy het gewandel saam met hulle. Dis die eerste ene. Die tweede een wys in Genesis wat God gemaak het. Hy het die hemel gemaak, hy het die aarde gemaak, hy het alles gemaak wat normaal lyk. Nie wat ons vandag sê is normaal nie. Dis normaal vir ons om swaar te kry. Dis nie normaal nie. Dis normaal vir ons volgens die woord van die Here te subdue. Dit is normaal vir die woord van die Here om te heers oor ander dinge behalwe mense. Dit is normaal. Dit is normaal in die woord van die Here om vrede te hê. Dis nie normaal om ander dinge te doen wat nie in die woord staan nie. Ons noem nie die woord normaal nie, ons noem realiteit. Maar die woord van die Here is 'n realiteit. Maar ons aanvaar die realiteit wat deur die prince of darkness, which is the devil, wat hy vir ons gee. En nommer 3, his masterpiece. Dis ons. Ons is sy masterpiece. Our greatest quality is to reflect God's glory en niks anders nie. Ons grootste kwaliteit wat ons het, is om die glorie van God uit te straal. Maar toe kom die sonde in, en daar die glorie verdwyn. Maar nog steeds het God ons nie laat gaan nie. Nog steeds in Genesis 3 kom hy. En hy sê, ek wil nog steeds iets doen met julle lewe. En die sonde, soos ek het altyd sê, is baie, baie gevaarlik. Kom eens kyk, hier gaan 'n prentjie in die agterkant opkom, wat die sonde doen. Die sonde is nie net die sonde nie. Hy kom op en hy breek ons verhouding met God self, eerstens, die verhouding met God. Dit wat die sonde doen, hy bring die skeidsmuur op. Die tweede ding, hy verbreek ons verhouding met onsself. Dis hoekom ons identiteitsprobleme het. En dis hoekom apostel Paulus skryf in die Ephesians, want hulle was besig om hulle identiteit te soek in ander dinge. Hulle was besig om sekere dinge na te jaag. Hulle was besig om sekere gode aan te bid. Hulle het hulle identiteit gesoek in werk. Miskien het hulle oorwerk. Miskien was hulle lui dat hulle nie gewerk het nie. Want sonde het gekom en sonde het dinge begin afbreek. Sonde het ons verhoudinge met fellow humans begin breek. Dis nie my probleem nie, dit is jou probleem. Ek hanteer nie vir jou volgens hoe God wil ek met jou hanteer nie. Dit het my verhouding afgebreek. Dit het gemaak dat as ek alleen, as die Here nie meer met my is nie, voel ek wil alleen wees. Dis die sonde wat dit doen. Die moment as jy jou onttrek, en jy wil dinge alleen doen, dis nie die Here wat met jou praat nie. Sonde het 'n skeidsmuur kom word. God did create us to be in fellowship. Ja, daar gaan tye kom wat God vir jou gaan sê, ek wil hê jy moet jou gaan afsonder. Maar as hy wil hê jy moet jou gaan afsonder, is nie omdat jy deur iets persoonlik gaan nie. Hy wil hê jy moet nou afsonder, want daar's iets wat hy jou wil sê, wat gaan gebeur en wat jy moet doen. We need to understand that. Want die vyand kom en hy manipuleer ons. Die ander ding wat gekom het, hy het ons verhouding kom verbreek met die natuur. Ek het al daaroor gepraat. Die honde wat in die paai loop, die bome, ons plant nie meer bome nie, ons breek die bome af, ons skop die honde, die katte, is niks met ons te doen nie. Ons gee net nie meer om vir die natuur nie. En wat was die instruksie van God? Subdue it, look after it, gee hulle name. Daai is die realiteit. Kyk na hulle, gee julle die diere name. Kyk na die plante. Gaan, kyk na hulle. So dit waaroor dit gegaan het. But we lost that, but thanks be to God, Jesus Christ, our Savior. Toe ons dit verloor het, was die tyd toe ons besluit het, ek wil weet wat is goed en kwaad. Ek wil meaning assign wat reg is, wat verkeerd is. Ek wil gaan eet uit die boom van goed en kwaad. En ons eet nog steeds vandag uit daardie boom van kennis en kwaad. Ek hou daarvan hoe hy begin in Ephesians, en hy sê, you were dead. En nie, hoe kan jy sê, pastoor, ons is nie dood nie, maar daar is drie type deaths, wat hy van praat. Physical death, death actually means separate. I've been separated from something. So die God sê, julle was dood gewees. Met ander woorde, you were separated from me. If you're not with me, it means you're dead. Met ander woorde, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, en God kyk na jou, kyk jy na 'n dooie element, kyk jy na 'n dooie persoon, want ons kan alleen lewe kry deur Jesus Christus. Hy sê, ons is lewendig, maar ons is ook dood. Die volgende een wat hy van praat is fisiese dood.
Ons siel, ons gees is geseparate van ons liggaam. En dan is hy eternal death. En dit is 'n gevaarlike dood. Dis die dood wat gaan kom as Jesus op die wolke verskyn. En ons het nog nie ons saak met die Here reggemaak nie. By die dood is daar geen omkeer nie. Ons gaan vandag 'n bietjie fokus op love, mercy, alive, grace and safe. Ek wil spesifiek op daai woorde, want apostel Paulus praat baie van die woorde in Ephesians. Love, mercy, alive, grace and safe. Dit is in vers 4 tot vers 5. Die liefde wat hy daarvan praat, ek gaan nie te diep daarin nie, is die agape, die agape liefde. Die liefde wat in Johannes 3 vers 16 sê, for God so loved the world, that he gave his only begotten son, so whoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Dis die liefde wat hy van praat in Genesis 3, toe ons gesondig het hy gesê, die vrou, die saad van die vrou, not the seeds, maar die saad van die vrou, gaan die saad van die serpent se kop gaan hy vernietig. Met ander woorde, dit is daardie liefde wat God van praat. Maar omdat ons mens is en sonde bly sonde, is dit net nodig vir 'n mens om te sterf, om ons weer te kan koop. En ongelukkig was daar nie een van ons tot op vandag wat dit kan doen nie, want ons almal het gesondig. En dis dankie vir Jesus Christus, wat volle God was, maar wat volle mens was. Wat geensins gesond het nie, wat die spons kom raak het, is amper soos 'n spons wat jy in die water indruk. En Jesus was 'n skoon spons en het in die water gegaan en het hom uitgegiet en toe hom oopmaak, toe sak hy al die vullis in. En dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het hom uitgegiet vir my en vir jou, sodat hy al die sondes kan insak. Mercy. Mercy, look at us. God, look at us. Nog vandag, en hy sê ons, kyk, mercy, hy het mercy, hy het pity, he have compassion towards us. When God look at you, even if we're still sinners, even if we are still dead, when God look at you, he look at you with kindness. Two things is essential to have mercy. Voor jy kan mercy het, is twee dinge belangrik. Is nie enige iemand wat mercy kan het nie. Mercy beteken, you must see the need and being able to meet the need. Met ander woorde, as ek nie die autoriteit het nie van mercy, om vir iemand mercy te gee nie, gaan mercy nie werk nie. Ek onthou toe ek klein was, ek was baie bang vir pakkery. Kyk hier, my pa, hy was ook 'n liewe pak gee nie, maar my ma het daarop gedruk. Dan denk ek, yes die mami, Daddy is moe gewerk nou en nog om luister my goed op. En kyk hier, as my pa my pak gee, die eerste ding wat ek vir hom sê, ek is lief vir jou Daddy. Daddy het Daddy geweet, Daddy is die mooiste man in die wêreld. Nee, Daddy geweet, Daddy het 'n mooi smile. Kyk net, yo Daddy, ek is lief vir Daddy, joh. En dan sien ek my pa my pak gee, sê ek, Daddy, jy is die mooiste man in die wêreld. Dan gee my net een houtjie en sê, kyk jy moet regkom. Jy moet luister aan jou ma. Ja, Daddy, maar Daddy, ek is nog steeds lief vir Daddy. Daddy is die mooiste. Kyk, en wat ek vir jou wil uitbring is, it was only him that could give me mercy. Not my mom. He had the authority to give me mercy. But because I spoke to him. And it's only Jesus, it's only God, it's not my works. As nie wat ek doen nie, wat vir my mercy kan gee nie. It is only if I accept Jesus as my Lord and Savior. It is he that is authorized to give us mercy. Amen. Ek hou van hoe Ephesians, dat gaan aan die agterkant opgaan, die progression van Ephesians. Hy praat van, jy was dood, jy was geseparate. Die tweede ding praat hy, you are made alive in Christ. If I accept Jesus as my Lord and Savior. And when he makes you alive, it means hy reis vir jou op. Soos Jesus het die dood het opgestaan het, he reis us up. Baie keer is ons Christene baie dood. Want is dit nog nie opgestaan nie. If you want to experience the power of the Holy Spirit, it was the power of the Holy Spirit that resurrected Jesus from the death. Miskien is jou lewe dood, miskien is jou verhoudings dood, miskien is jou finansies dood. Vra vir die Here, waarin moet ek sterf, of waarin is ek nog steeds te dood en nog nie opgestaan nie? We are raised with Christ.
En die nice, hy sê, and we are seated with Christ. 'n Koning wat gaan sit weet, it is done. 'n Koning hardloop nie rond nie. So toe Paul praat, het hy Genesis in sy gedagte gehad. Want hy weet wat in Genesis gebeur het. Ons wat mens is, ons het fellowship verloor met God. Ons het fellowship verloor, soos ek vroeër gesê het, met die rest of creation. Ons het fellowship verloor in ons identiteit, met regverdigheid, met purpose, met authority, met die lewe. But the nice thing is, the best part is family. Salvation restored every one of those. Salvation. Daai wat jy verloor het, it restored every one of those things that we've lost. Isn't that amazing? Ek hou van die volgende woord, grace. Maar ek hou van die oorspronklike woord. En ek het dit al genoem in die kerk miskien. Nie miskien, ek het. Charis. Hulle spel hom so. Charis. Pronounce it charis. Charis. At its core, charis is God's freely given favor that flows from His loving character. Jy kan nie genade gee as dit nie uit jou karakter uitkom nie. Because you cannot give what you don't have. Hy said, it flows from His loving character, bringing us into relationship again with Him and empower us to live as He called us to be. Maar hierdie genade het begin met God se attitude towards us. Though we failed Him, though we chose something else, though we knew that we could not save ourselves, omdat hy het vasgesê, die loon van die sonde is die dood. En 'n mens het die sonde, het deur 'n mens gekom, en die sonde kan net uitvloei deur 'n mens. En Jesus sê, hy sit langs sy pappa, hy sê, ek sal gaan. Wie sal ek stuur? Hy sê, ek sal gaan, ek sal die vorm van 'n mens inneem. Want pappa, ek kan in die oë sien hoe lief hy die mens het. En ek weet, die woord staan vas. So laat ek gaan. En dis waar hy genade uitkom. He doesn't love you because you earn it. He doesn't love me because I earn it. God doesn't love me and you because we are sitting in church this morning. He doesn't love you because you are reading His Bible and do stuff like He loves us because He is love. Hallelujah. He loves us because He is love. Wow. He is love. It's not emotion. It's not attachment. It's not something you choose. He is love. He cannot do anything else that He is not. He is love. Grace is always received and never achieved. Genade word altyd ontvang en dit kan nie bereik word nie. So stop wasting your time by working for the grace. You can only receive it. Grace is given by God, and we receive it by faith. The only way to receive that grace is by faith. Grace is God's presence with us. Ons gebruik mos grace anders te verkeerd. Genade, kom ons wees genadiglik oor dit. Grace actually means it is God's presence. It is God's presence with us. Dis hoekom die Nuwe Testament begin altyd en eindig altyd met grace to you. God's presence with you. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly met ons elkeen. Dis nie resitasie nie. Dit is die teenwoordigheid van die Here. May the presence and the favor, grace actually means may the presence, the favor, the strength and the kindness of God accompany you. Wow. As jy lees in die Bybel en jy hoor die woord grace, beteken dit may the presence, may the favor, may the strength, may the kindness of God accompany you. Mag het saam met jou wandel. Come on, that is absolutely amazing. Kom ons breek charis op. Die woord C van charis beteken Christ initiated. Met ander woorde, Christus het dit begin. Grace started with Jesus and not with us. Grace started with Jesus and not with us. Die uit sê, help we don't deserve.
We receive what we could not earn. We receive what we could not earn. En ons kan nie vir Adam en Eva meer blameer nie. Stop het. Want jy het elke dag 'n kans om te besluit, gaan ek in die kennisboek gaan ek daai vrugte eet of am I going to submit? Every day you have a choice. Moenie sê as ek in die tuin van Eden was, sou ek 'n appel geëet het, is daar Eva nie. Nee! Jy het nog steeds hy besluit. Nie die appel en die vrug. Hulle is dit ook reg kry want nêrens in die Bybel sê dit was 'n appel nie. Die A betekens acceptance into God's family. Not acceptance to God. Acceptance into God's family. You cannot do life alone. Ek het 'n slegte nuus vir jou. Jy kan nie die Here alleen dien nie. You accepted into the body of Christ. We become sons and daughters. We're not merely just forgiven. We've become sons and daughters. Kyk, daar is iets anders, man. Daar is 'n next level. Imagine hulle kom nou sê hier vir jou Elroy. Koning Charles het besluit hy wil jou aanneem. Of kom ons los vir Koning Charles. Elon Musk besluit hy wil jou aanneem. Hy wil jou aanneem. Elroy, hy wil jou aanneem. Die rykste triljoenêr in die wêreld wil jou aanneem. Hoe gaan jy voel? Hy sê Elroy, kom soos jy is. Jy is my kind. Ja, hoe sal jy voel? Maar die koning bo alle konings, die koning wat alles besit, die koning van die heelal, hy sê, ek wil jou aanneem. Die vraag is, hoe voel jy omtrent dit? Hy sê, heaven is my throne and earth is my footstool. Hy sê, ek wil jou aanneem. Kykie, om 'n kind van die Here te wees, moet 'n klein ding wees. Hey! Jy moet nie skaam wees nie, as hulle vra, aan wie behoor jy nie? Ek is Jesus se kind, ek is aangeneem deur die bloed van die lam. Amen. Die aarde sê, restore relationships. Kom aan, TD Jakes, druk om jy agter. Ek is die TD Jakes nie. Jy mag my nou happy agter. Nou kan ek verstaan hoekom my Jakes hulle so aangaan. Aarde restore relationship, because sin separated us. And grace reconciles us. Die sonde het 'n skeidsmuur kom word. Maar dis die genade. It is that grace that reconciles us. Dit maak ons weer een. Die I is in a transformation. Grace changes the heart before changing the behavior. It wants to change your heart. The acid for strength for daily living. Grace empowers us to obey, endure, serve, and persevere. So what said that grace then is the undeserved favor of God expressed through Jesus Christ. Restoring us into relationship with the Father. And empowering us. Not only restoring us. Dit maak my hart seer as kind van die Here rondloop, wat die Here aangeneem het. Soos niks nie. It is the grace of God that is empowering us. It is empowering us by the Holy Spirit to become what God has already declared us to be. Die woord save, the Greek word is sozo. It means far more than simply escaping danger. Die Here kon gesê, I can rescue you. Maar jy kan nie 'n dooie mens rescue nie. You can only save him by giving him life. He said, I want to sozo you. I want to, and that word means I want to save you. I want to make you whole. I want to preserve you. I want to deliver you. I want to restore you to your original purpose. I want to bring you safely into God's kingdom. So, in die Asian word, as hulle gehoor het van, toe Apostel Paulus met hulle praat oor his grace, you are saved by his grace. Het hulle verstaan wat sozo beteken. Dit het vir hulle beteken, you are delivered from your enemies. So, which enemy are taunting you today? Which enemies are haunting you today? Die Here sê, as jy my aangeneem het, hy sê, daar die enemies, I can deliver you from that enemies. I want to save you from that enemies. I want to persevere you during storms. That is what the word save means. It means perseverance during storms, recovery from death.
As jy nog nie die Here in jou lewe aangeneem het nie, en jy is geseparate van God af, beteken dat jy is dood. Hy sê, but I want to recover you. I want to restore you to your original and your proper condition. That is what God has in store for us. So salvation is not merely escaping hell. Ons neem nie die Here aan net om die hel te escape nie. No. It is God's words of restoring humanity back to what He intended us to be. Ek wil afskryf met die volgende storie van my eie persoonlike lewe. Want ek weet wat genade is. In 1995 werk ek by die departement van Binnelandse Sake. En terwyl ek daar werk, ek het al die storie vertel, maar ek het nog nie die ander gedeelte vertel nie. En daai tyd, as jy mense in die voertuie van die government laat ry het, dis is vandag, jy word gefire en jy gaan hof toe. Jy gaan 'n kriminele rekord kry, want daai property behoort in die government. Dis nie jou property nie. En as daar mense saam met jou ry, moet jy toestemming kry deur die autoriteit. En ek was baie jong geweest, ek dink ek was nog 19 jaar oud daai tyd. Party, alles. En hulle vind uit, ek het vriende en almal en dinge saam met my laat ry. En hulle fire my. Hulle fire my nie net nie. Hulle kla my aan, ek moet hof toe. Ek sal nooit die dag vergeet toe ek in die hof staan nie, my ma saam met my in die hof. Die staatsanklaer is daar en die regter is daar. Die landdros is daar. En daai dag het ek grace experience in my lewe. En terwyl ek daar staan in die hof, en die staatsanklaer, wat die Here in my openbaar in vandag se lewe, nie die aanklaer wat my aangekla het, soos die vyand nie, hy sê, dit was my advokaat gewees, en terwyl die landdros lees, wat die aanklaer van die wêreld vir hom sê, daar is rede dat Clifford Sheldon moet tronk toe gaan, of daar is 'n rede dat iets met hom moet gebeur, kom hier die advokaat, en hy verteenwoordig my teenoor die regter, en hy bring uit, hy sê regter, hy's 'n jong man, hy het geen kriminele rekords nie. Hy het berou oor wat hy gedoen het. Hy het verskoning gevra. En omdat hierdie advokaat my kon verdedig, die regter het nie na my geluister nie. Die regter, alhoewel ek op trial was, het die regter nie na my gekyk nie, maar die regter het na die advokaat gekyk, want die advokaat se woord het mag gedra. En terwyl die advokaat my verteenwoordig, en die regter 'n besluit moet maak, vlieg hy 'n duif in hy courtroom, en hy vlieg oor, and it's representing the Holy Spirit. And we could have feel the presence of the Lord. En terwyl die uitspraak moet kom, en hy gee die uitspraak in my guns, omdat die advokaat daar was. As die advokaat nie daar was nie, waar sou ek gewees het? As Jesus nie in die lewe is nie, en ek kom die dag voor die stoel, waarvoor die regter, wie gaan nie verteenwoordig? Wie gaan jou verteenwoordig on Judgment Day? Because God is going to look at His son. What do you say about him? What do you say about her? What do you feel about him? Gaan Jesus dan sê, Papa, ek ken hom nie. Ek ken nie vir haar nie. Of gaan hy sê, you know what? Hy of sy het regtig probeer. Papa, ek weet wat dit is om swaar te kry. Ek weet wat dit is om in te wil gee. Maar hy of sy het opgestaan. Papa, you can give him or her mercy. They can enter. And based on that word, gaan Papa sê, kom in. Nie gebaseer op my nie. As die advokaat die dag nie my so verteenwoordig het nie, waar sou ek vandag gewees het? My lewe sou deur mekaar gewees het. Ek sou miskien in die tronk gewees het, ek sou miskien daar gewees het. Ek sou 'n permanente klug op my naam gehad het. But it was the grace. Don't take the grace of Jesus too lightly. Because nie een van ons wat hier so sit, ken die tyd nie. En terwyl daar die duif so vlieg, en het verteenwoordig die krag van die Heilige Gees,
kon jy die autoriteit gevoel het. God wants to empower us today. Kan ek vir vra om op te staan vanmôre? I don't know what you're facing this morning. I don't know your battles this morning. I don't know if you want to live in separation this morning. I don't know if you're born again child of God, but you don't experience the power of God in your life. I don't know if you are not by God. I don't know if you are dead in sin. I don't know if you are spiritually dead. I don't know if you think you are alive, but you in fact death. Vandag sê die Here, laat ons die saak dan uitmaak. Ons kan die saak uitmaak. I can restore you. Die vraag is, wie gaan jou verteenwoordig as die Here nou kom? Wie gaan jou verteenwoordig as jou koskaste niks aan het nie en jy wil spreek en jy wil lewe spreek oor jou koskaste? Wie gaan jou verteenwoordig as jy in 'n aardse saak kom en jy weet nie watter kant toe om te gaan nie? God said, I want to do that. I want to restore you today. David said, He restoreth my soul. Ek wil van hierdie opportunity gebruik maak, terwyl ons ons oë sluit. Kom ons fokus voor. Don't let the spirit of distraction disrupt this moment. Don't let it disrupt this moment. There is people at the back. If you're somebody today that wants to come alive in Christ, jy het opportunity vanmôre om jou hart vir die Here te gee. Moenie laat dit te laat word. Is daar iemand is vandag? Kan jy jou hand opsteek, laat ons kan sien vir wie ons bid. Dankie Here vir die hand wat opgaan. Dankie vir die hande in die agterkant voor Here. Thank you God in the middle, everywhere God, hands is going up. God, you see their hearts, God. Thank you, they were once were dead, God, but you make them alive. Dankie vir die hande wat opgaan. Jy kan die hande laat sak. As jy nog nie jou hand opgesteek het nie, het jy opportunity vandag om jou hand op te steek. Jy het opportunity om verteenwoordig te word. Jy het opportunity om die genade van Jesus Christus in jou lewe te kry. Dankie vir die hande wat opgaan. As daar iemand is vandag wat dink hy is lewendig, maar sy omstandighede lyk dood, het jy opportunity vandag om te sê, God, I want to recommit my life. As daar iemand is wat by die Here is en you want to recommit your life, kan jy jou hand opsteek vanmôre. Ons sien die hande wat opgaan. Thank you for the recommitments of lives, God. Thank you for restoring our people, God. Thank you for healing them, God. Thank you for life that is overflowing in them, God. Thank you for restoring them, God. Thank you for saving them, God. Jy kan die hande laat sak. Ek wil vir die bid vanmôre wat hulle hart vir die Here gegee het en ons as gemeente om saam te bid vanmôre. Vader, ons kom na U toe en ons gee ons lewe oor in U hande. Dankie dat ons nou U kinders genoem kan word. Dankie dat ons sonde vergewe is in die naam van Jesus. Vader, ek bid vir die wat hulle weer gerecommit het vanoggend, Here. God, I pray that the power of the Holy Spirit shall flow over them, God. God, I pray that you will empower them, God. I pray that you will restore them, God. In the mighty name of Jesus. God, I pray for that incident at the back, whatever it is, God. I pray for your presence, God. I pray for your resurrecting power, God. I pray for your healing power, God. Whatever is happening there, God, I pray for your presence to be there. Because wherever your presence is, God, nothing can stand in your presence, God. In the mighty name of Jesus, I speak life, God. Not by my might, not by my life, but by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. God, thank you for this opportunity that we can stretch our hands out, God, to show, God, that this is not a show, but to show the people that you are alive, God. Holy Spirit, operate there now in that moment, God. Holy Spirit, operate in that moment now. Holy Spirit, reveal yourself in that moment now. Holy Spirit, reveal yourself in that moment now. Not by might, nor by power, but it's by your Spirit. Thank you that it is done according to your will, God. Whatever your will is, we are satisfied with your will, God. Ons kyk nie angstig rond die Here. Ons vra die vraag van U is teenwoordig, Here. Thank you for the resurrecting power. Thank you for the resurrecting power.
Thank you for the resurrecting power. In Jesus' name.